Familie en vriende, baie welkom by hierdie gedenkdiens van Rina Prinsloo. Tannie Rina, soos die meeste van die mense in ons gemeente haar geken het, as ons oudste lidmaat, en vir baie van ons mense soos 'n moeder in die gemeente. Baie welkom, ons wag nog vir een gesin wat naby is, maar ek gaan so lank net begin en laat ons net die ding aan die gang kry, en dan gaan ek vir ons die begrafnisbrief net lees, en dan gaan ek vir ons bid. Op die dag van 21 September 1941 is die lewensboek van Catharina Levina geopen. Daarin is haar lief en leed ingeskryf. Op 10 November 2025 is die laaste hoofstuk voltooi. Deur ons Hemelse Vader se besluit is haar gees terug na God, die gewer daarvan, en haar liggaam terug na die aarde soos dit moet wees. Van die gewer het ons ontvang die gawe van 'n toegewyde vrou. So sal ons haar altyd onthou. Vir 84 jaar is sy aan ons geleen. Haar stem het stil geraak toe God geroep en sy wil bekend gemaak het. Ons, wie agterbly, sal berus dat Gods wil vir die beste is. Ons treur nie sonder hoop nie, maar verheug ons in die gedagte dat ons eendag weer saam sal wees. Van ons as 'n gemeente, vir julle as 'n familie en die vriende van Tannie Rina, net ons medelee. Wat kan ons sê? Ek sê altyd vir mense op 'n dag soos hierdie, wat kan ek as 'n mens sê om julle pyn te verlig? Ek kan niks sê nie. Mag die Here self julle harte vertroos in sy eie tyd en op sy eie manier. Kom ons sit net so en dan doen ons net 'n gebed saam voordat ons na die woord van die Here kyk op hierdie dag van herdenking. Dankie Here dat U naby die is wat gebroken is van gees en verslaaf van hart. Dankie Here dat U die ondersteun wat voel dat hulle self nie kan nie. Wat seer is en stikkend is. Wat die gat van verlies ken. Dankie Here dat U naby is in hierdie dag. U is hier in ons midde. U beweeg van hart tot hart. Van sitplek tot sitplek. U ken die verhouding wat daar bestaan het tussen elkeen van die persone hier en Tannie Rina wat nie meer hier is nie. U weet wat is die mate van seer en verlies. En ons weet Here dat U genees en spreek aan op U eie wonderlike en vaderlike manier. Dankie daarvoor. Gee vir hulle wat naby aan haar was, die familie, die naby familie, haar dogters, die kleinkinders. Here, die wat ver is, wat ingeskakel is op die internet, wat kyk hierna, ons bid dat U vir elkeen van hulle naby sal wees en sal krag gee. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Terwyl ek my hart stil gemaak het die hele week, het ek al hoe meer die woorde van Paulus in 2 Timoteus 4 in my hart voel maal, rakende Rina Prinsloo. En ek gaan dit vir ons lees, baie bekende gedeelte, 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8, want ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby, skryf Paulus aan die jong Timoteus. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder, sê hy, is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Paulus skryf van die einde van sy bediening aan Timoteus wat vroeg in sy bediening staan. Paulus kyk terug, Timoteus moet vorentoe kyk. En in hierdie paar woorde beskryf Paulus ons wandel met God. En hy sê wanneer ons met God wandel, is daar 'n paar dinge, 'n paar werklikhede wat deel word van ons lewe. In die eerste plek sê hy, wanneer ons saam met God loop, word ons uitgegiet soos 'n drankoffer.
Daar bly van jou eie lewe naderhand niks oor nie. Want God vat al hoe meer en al hoe meer, nie omdat hy 'n misbruiker is nie, maar omdat hy so vol liefde en empatie en barmhartigheid is, dat 'n mens wat hom leer ken en liefhet, nie anders kan as om net meer en meer en meer te gee nie. En dis ook reg so, want God het sy enigste seun vir ons gegee. Is 'n pad van volle oorgawe, van sterf aan self, van selfverloning, van kruis opneem en volg. En dit het ek in haar lewe gesien. Hy sê in die tweede plek, as jy 'n pad saam met God stap, is daar 'n stryd wat jy moet stry. Die ware volgeling van ons Heiland is altyd in 'n oorlog gewikkel van die dag van wedergeboorte af, want die Satan haat die kinders van God. Hy voer oorlog teen elke een van ons en hy hou nooit op nie. Die wêreld druk ons uit, vriende verlaat ons en dan sukkel ons nog op hierdie pad met ons eie swakheid en ons eie onvermoë. Ons oomblikke waarin ons wonder, is ek in die geloof? Is ek werklik gered? Hy sê in die derde plek, daar's 'n wedloop om te volëindig. Vir sommige is die pad lank, etlike dekades, in haar geval 8,5 dekades, amper 8,5 dekades. Vir ander is dit 'n kort pad, maar dit bly 'n wedloop. En eerste en tweede plekke en derde plekke is glad nie van toepassing. Glad nie. Al wat hier tel, is jy moet klaarmaak. Dis al. Jy moet die wedloop volëindig. Dis al wat belangrik is. Dan is daar geloof wat behou moet word, deur die opdraandes, deur die afdraandes, deur die woude en die geestelike morasse, deur die woestyne, wanneer dit voel asof God nie met jou praat nie, wanneer dit voel asof jy sy stem nie hoor nie, wanneer goed gebeur en jy verstaan nie. En 'n heeltyd val Satan jou geloof aan, die wêreld verag ons geloof, en dan sukkel ons nog met ons eie klein gelowigheid. Maar jy moet die geloof behou. Ten alle koste behou. Rina Prinsloo het ek so leer ken. 'n wedergebore kind van God met 'n stewige handdruk. Die van julle wat haar geken het, sy was berig in ons gemeente, jy het geweet, as sy daar instap by die oggend by die deur, moet jy jou hand reghou, want sy gaan vir jou stewige handdruk gee. 'n no-nonsense reguit mens. 'n disipel van die Here met 'n las vir ander om ook by die kruis uit te kom. Wanneer ek nuwe traktate bestel het, want ons het 'n bediening hier agter, ons pak traktate uit en dan vat ons mense dit uit en gaan versprei dit aan mense wat nog nie die Here ken nie. Sy kon nie wag nie en dan sy met handevol traktate hier uit om te gaan versprei. Hoekom? Want ander mense moet ook by die kruis uitkom. En wanneer sy gesond was en hier was sy in die diens. Hierdie stoel van haar het net daar gestaan elke Sondag, net hierso. Haar lewe was nie altyd maklik nie, het was 'n stryd om te stry, 'n wedloop om te loop, maar sy het die geloof behou. Ek en Andre het haar besoek in Bethel Hospitaal, en ek bid vir haar en ek sê vir haar, Rina, ons gaan die Here vra om jou te genees, om jou aan te raak. Ons staan voor hom en ons gaan maar net in kinderlike geloof vra. En sy sê vir my hierdie woorde, as die Here my nie genees nie, gaan ek hemel toe. Geen twyfel, geen huiwering nie, geen wonder of ek gered is nie. Wanneer ons by die afskeid van iemand soos Rina is, dan gee dit ons hoop. Want as sy met God se hulp en deur sy genade die wedloop kon voltooi en die geloof kon behou en die stryd kon stry, dan kan ons dit ook doen deur sy krag en deur sy genade. Die vraag aan elkeen van ons egter vandag is ons al so aan hom oorgegee dat hy ons kan uitgiet soos 'n drankoffer? Stry ons hierdie stryd, hardloop ons hierdie wedloop, is ons in die geloof en wedergebore soos Paulus en soos sy. 2000 jaar gelede het die Here Jesus die dood finaal oorwin.
En daarna kan elke man en vrou en elke seun en dogter en elke kind 'n verloste en 'n wedergebore kind van God word, want hy het die weg gebaan deur die voorhangsel heen, sê die skrywer van die boek Hebreërs. Daardie Vrydagmiddag toe hy sy asem uitblaas op Golgotha, het die voorhangsel van die tempel geskeur van bo na onder. En die weg na God is oopgeskeur deur God self, sodat elkeen wat wil kan inkom. Die dood het daardie middag sy krag verloor. Daai Vrydagmiddag het die dood sy krag verloor. Van ons heiland skryf die psalmis in Psalm 116 vers 15 hierdie woorde: Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Precious is in the sight of the Lord the death of his saints. Deur wedergeboorte kan elke mens 'n gunsgenoot van God word, en dit was wie sy was. Gewas deur die bloed van die lam, rein deur die bloed van die lam. Sy was 'n gunsgenoot van God, 'n uitgesproke persoon wat geweet het dat haar naam geskryf is in die boek van die lewe, en sy was so tot op die laaste. Vir iemand soos sy is die dood die deur na die fisiese teenwoordigheid van God. Boyce skryf aangaande Psalm 116 vers 15 die volgende woorde. Luister na hierdie woorde. God is besonders naby aan sy mense wanneer hulle by die dood se deur staan. God waak oor sy mense wanneer hulle siek of sterwend is. Hy kom naby aan hulle en maak sy teenwoordigheid bekend sodat hulle vertroosting kan hê in die uur van die dood. Charles Spurgeon het eendag geskryf: alhoewel die dood 'n vloek en 'n vyand is dit steeds kosbaar, want dit verwyder die oorblywende hindernisse tussen God en sy heiliges en is die poort na 'n ewige volmaakte gemeenskap. Dood is vir die heiliges nie 'n straf nie, dit is nie vernietiging nie, dit is nie eers 'n verlies nie. Ek praat nou van die persoon wat sterf, nie van die wat agterbly nie. En dan vertel hy van een van God se heiliges, 'n sekere meneer Baxter, en hy skryf die volgende: toe meneer Baxter sterwende lê en sy vriende hom sien, was een van die laaste woorde wat hy gesê het in antwoord op hulle vraag: hoe gaan dit? Amper gesond, het hy gesê. En so is dit, sê Spurgeon, die dood genees. Dit is die beste medisyne, want hulle wat sterf in die Here Jesus is nie net amper gesond nie, maar vir ewig genees. September 2023 het ek my eie sussie op 'n jong ouderdom van 55 verloor. Ons as 'n familie het haar verloor aan aggressiewe breinkanker. En my swaar het vir ons vertel dat in daardie tyd toe hy en sy geworstel het met hierdie diagnose, en jy weet as jy daai tipe van diagnose kry, dan kan hulle ook redelik akkuraat vir jou sê hoe lank het jy oor en wat gaan gebeur. En ons het almal begin bid. Ons het almal gesê: Here, asseblief raak haar aan, genees haar. Ek is oor daai kant toe, Australië toe gaan bid daar. Ons het weer teruggekom. Die hele gesin, die hele familie, en baie mense het gebid. Maar my swaar het vir my gesê na die tyd, God het aan hom gesê: ek sal haar genees, of in hierdie lewe, of in die dood, maar ek sal haar genees. En ook haar dood was kosbaar in die oë van die Here, want sy was 'n uitgesproke disipel van Jesus. Haar WhatsApp status het altyd gelees: Jesus is all of life to me. Dis glad nie moeilik om iemand soos haar, Tannie Rina, se gedenkdiens te doen nie. Ons weet sy is by haar koning en haar verlosser en haar vriend. Vir haar is die wedloop voleindig. Stryd is gestry, geloof is behou. Vir haar is weggelê die beloning wat God vir haar reg het. En sy sal saam met al die ander gunsgenote van God terugkeer
wanneer die bassein blaas om die res van God se mense te kom haal. Vir haar familie, vir julle, en al die vriende en ons in die gemeente wat agterbly, God self sal julle harte genees. Niemand kan dit vir julle doen nie. Geen mens kan julle help nie. Ons kan maar net sê, ons is jammer, ons staan saam met julle, maar die genesing kom van God af, hy is die groot geneesheer. En hy sal dit op sy eie tyd doen. Laat elkeen van ons wat vandag by hierdie gedenkdiens is, dan ook seker maak dat ons in die geloof is en dat ons name geskryf is in die boek van die lewe, want dan word die dood net 'n finale heerlike genesing. En die heerlike geur van Christus vul die gaping wat ons agterlaat wanneer ons gaan. Kom ons sit net so en dan bid ons net weer saam. Here, so baie dankie vir u kind, vir die tyd wat u haar vir haar familie gegee het en vir haar vriende, die impak wat sy gemaak het. Vir ons as 'n gemeente, Here, wat al leer ken het, saam met haar gewandel het, die gebedsgroep waarin sy betrokke was, die damesgroep waar sy was, elke geleentheid soos 'n markdag waar sy gehelp het om reisgaar te maak, wat ook al sy gedoen het, Here. En aldeer het ons geweet, hier is 'n disipel van Jesus. Sy is lief vir hom, sy volg hom. En Here, dankie dat ons die voorreg gehad het om haar te kon ken. Maar nou kom staan ons voor u, Here, as stikkende mense. Want die dood maak ons baie seer. Vir ons wat agterbly is dit 'n geweldige verlies. Ek bid, Here, dat u deur u kosbare hand, deur u kosbare Heilige Gees, elke een van die mense wat vanmôre hier sit met pyn, persoonlik sal kom genees. Ons weet dat u dit sal doen, want u is die groot geneesheer. Dankie dat ons dit kan vra, in Jesus se naam. Amen. Ons gaan geleentheid gee vir 'n paar huldeblyke. Heel eerste gaan ons vir Lerina Erasmus 'n kans gee om 'n huldeblyk te doen. Sy is Tannie Rina se kleindogter. Lerina, sommer hier na die mikrofoon toe, hoor, hierso. Daai ene daar, ekskuus hoor. Daarso, ekskuus, daar sy. Liewe familie en vriende, almal wat vandag hier so is, om afskeid te neem van 'n fenominale vrou, ouma, en vir hierdie twee karnalies, ouma Grootjie. Ouma Rina was 'n vrou wat haar lewe bo en naby aan haar Skepper gelewe het. Haar kerk, haar betrokkenheid by die kerk was haar nommer 1 op haar prioriteitslysie. Sy het ons Skepper geken in die stilte van die waterkant met 'n vissessie op 'n goeie dag. Visie in die hand, oortjies in die pad, want die glimlag is te breed. Visvang was haar groot liefde. Haar rusplekkie waar sy net naby haar goed gesit en kommunikeer het. Vir Evelie Morton was ouma Groot die ouma Grootjie wat nooit nee sê wanneer daar na die woonstalletjie gehardloop word in 'n reënbui hier in Secunda en sommer net lekker bordspeletjies gespeel word. Die lagsessies, die pret en plesier. Morton se woorde. Hierdie was heerlike lag, klomp rond te speel en geselsies maak saam met ouma Groot. Ek weet dit was 'n groot gunsteling wanneer ouma Groot met haar stokkie langs die sportveld kom sit het en ondersteun het. Ouma Groot. Die 20 randjie in die handjie prop of saam in die spaarvarkie gooi wat nie kan oopmaak nie.
sal ons nooit vergeet nie. Eben, Ouboet se woorde, ouma groot, die baie lekker lag met die speletjies is spesiaal. Ouma, die hertsoggies en brownies, wat ons lekker skelm eet voordat ons kos eet, is 'n soet herinnering wat ek nooit sal vergeet nie. Ouma groot, die geldjies met verjaarsdag, elke liewe rugbybal, gaan ek verlang, elke verjaarsdag. Vir my en Borend was ouma ietsie besonders. Ek en ouma het ons heilige tradisietjie gedeel met elke check-up afspraakie. Dan sal ons oorwinningslied luister met die goeie resultate van ouma het hierdie keer weer oorwin. En soms in die doodgewone ou mens siek verkoue sal ons weer sing en ouma se woorde, ou nooi, as God 'n ander plan het, is ek okay daarmee. So soos nee ouma, ons het nog nie so 'n plan nie. Ouma se woorde was altyd, hierdie ou vroutjie is reg, as God se plan anderste is. Ons was dankbaar vir elke liewe ekstra jaar, ekstra drukkie, ekstra verjaarsdag wat ons kon deel. Die voorreg van 'n bakkie mint roomys, elke slag in ons huis. Elke keer dan sal ons juig, hoe groot is God met die goeie nuus. Ouma, daai ouma toffies wat ouma gemaak het, elke skoolvakansie, wat ek as kleinkind geniet het, en in ouma se woonstalletjie in Sekunda, as 'n groot mens, die kinders laat wegstuur het, laat ek meer toffies kan kry. Dit was 'n enorme opgewondenheid. Ouma se woonstalletjie, se soet reuk, gaan ons mis. Vandag staan ek hier en ek praat nie oor wat ons verloor het nie. Ek praat oor die onbeskryflike voorreg wat ons gehad het om Amarina, wat ek gehad het om Amarina se kleinkind te kon wees. Ouma se kleinkinders waardeer ouma, waardeer elke baie harde drukkie, soos die handdruk. Ouma se stem, om ouma se stem te hoor bid, ouma se storieetjies te hoor oor elke visie wat weggekom het, want ons as kleinkinders het 'n luidrigtig gehardloop langs die viswaters. Here, ek het soveel kere probeer om ouma in u gebede te los, te sê asseblief help God. As ek my oë oopmaak, kan gryp ek haar terug. Sê ek nee, dit is nog nie tyd nie, ons kan nog help hierso. Ouma wat net sê, wat vir wie ek elke keer reg help, nee ouma, dis nog nie tyd nie, ons fight nog vandag. Maar vandag laat ek haar gaan. Vandag plaas ek ouma werklik in die liefdevolle hande van ons Skepper. Laat sy weer visvang, waar die water altyd kalm is en die son nooit ondergaan nie. Laat sy lag saam met haar geliefdes wat reeds daar is. Ons gaan ouma vreeslik mis, maar ons gaan ouma nooit vergeet nie. En een dag sal ons almal weer saam sing, dan sal ons juig. Ouma groot, tot weer sien en ons is baie lief vir haar. Sjolarina, baie dankie hoor vir julle ook as 'n gesin. Ons gaan nou luister na 2 virtuele boodskappe van, is dit Australië? Nieu-Seeland. Ronel Lourens, kleindogter, en daarna Marlene Foster, kleindogter. Hallo almal. Hier uit Nieu-Seeland uit. Yes. Waar begin 'n mens?
My ouma het die 9de Februarie vir my 'n briefie gegee toe ek uit Suid-Afrika uit is en vir my gesê ek moet hom lees as ek hier aankom en sy het dit begin deur te sê met baie groot hartseer het ek jou gegroet met die moontlikheid dat ons mekaar nooit weer op aarde sal sien nie. Nooit in my lewe het ek gedink dit sal waar wees, dat ek my ouma nie gaan sien nie, ooit weer nie. Ek wil graag vandag, al kan ek nie daar wees nie, net hulde blyk bring aan my ouma in net so paar punte. Hulde blyk vir my ouma se liefde en troos. Ouma se skoot was as dogtertjie altyd 'n veilige plek gewees. En ouma se stywe drukkies kon enige iets genees in my lewe. Ek sal my voortande gee vir net nog een van ouma se stywe drukkies. Hulde aan ouma se lewenslesse. Ouma se wysheid sal voortleef in al die goeie besluite wat ouma ooit gemaak het. En dankie vir alles wat ouma my geleer het. En baie belangrik ouma om sterk te staan. Ouma se gees en vreugde. Ouma se gees was en sal vir altyd 'n kompas in my lewe wees. Ek sal altyd vreugde vind in dit wat ouma in my lewe was. Ouma se mooi glimlag en vrygewigheid het ons almal altyd welkom laat voel. Daar is niks wat ouma se hartsoggies en 'n glasie gemmerbier nie kon fix nie. Ouma se fisiese touch. Ouma se hande het my deur baie siek gehelp en vasgehou en ook gebroke hart. Ouma se hande het baie mooi goedjies geskep, van pragtig te gehekelde kleertjies tot 'n lekker malva pudding. Eer en hulde vir ouma se krag en deursettingsvermoë. Ouma het my en my sissies geleer om geluk te vind in klein dingetjies in die lewe. En ook om te lag as chaos in die lewe ons tref. Ouma se deursettingsvermoë is wat ek graag wil erf vandag en vir altyd in my hart sal laat ekko. Ek herdenk ouma se liefde en al die unieke goedjies wat ouma altyd gedoen het. Ouma se liefde vir ons familie. Ouma het ons onbeperk lief gehad. Ouma se liefde was fondasie in ons familie gewees. En ek gaan dit mis, ouma, om elke sekonde van family night saam met ouma te geniet en sommer hoe ouma se oë net begin blink as ek in die woonstel inkom en vir ouma sê, is ouma reg vir 'n game night. Die skelmkykies wat ouma vir my gegee het as ons geweet het, ouetjie wie vat nou 'n kans met categories. En ouma, ek herdenk 'n lewe wat ouma goed geleef het. Ek sal ouma nooit vergeet nie. Ek sal altyd lief wees vir ouma. Dankie vir ouma se opofferinge, ouma se omgee en ouma se liefde. Ek sluit af met net 'n aanhaling wat sê, every moment with a grandmother is a treasure. Dankie ouma vir die duisende skatte saam met ouma wat my vandag rarig 'n skatryk kleinkind maak. Ek is lief vir ouma. Goeiemiddag almal, dit is Marlene, een van ouma Rina se kleindogters. Eerstens wil ek net van my kant af vir julle almal baie dankie sê vir julle teenwoordigheid hier vandag. Elke liewe een van julle het 'n storie tot ouma se lewensverhaal toegevoeg en dankie dat julle vandag hier is om saam met ons afskeid te neem. Kyk, ons gaan verseker vir ouma mis. Maar ek vind my vrede in die wete dat ouma so uitgesien het om eendag huis toe te gaan.
Ouma ervaar nou 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan en die oorsprong van liefde self. In my geestesoog sien ek haar dans en sing by die voete van ons Here en dit maak my hart se verlange lig. Dit is moeilik om die woorde bymekaar te sit wat van pas sal wees om die impak wat ouma gehad het op te som. En om hierdie rede lees ek graag vir julle die gedig wat deel was van ouma se laaste wense, want mooier sal ek dit nie kan beskryf nie. Hier aan die einde van my lewenspad het die son finaal gesak. Maar moenie huil en treur oor my. O nee, wees bly, my siel is vry. Mis my 'n rukkie, maar nie verlang, met kop omhoog en geen hartseer klank. Onthou het ons liefde ons lewenspad gebaan. Mis my, maar laat my gaan. Hierdie pad moet ons elkeen stap en alleen moet ons elk die tog aanpak. Dit is alles deel van God se meesterplan, op pad na waar die ewige die tydelike vervang. So wanneer jy eensaam en hartseer voel, laat vriende se liefde en troos jou oorspoel. In goed doen aan ander kan geen droefheid bly staan. Mis my, maar laat my gaan. Dankie. Sjoe, dankie aan die kleindogters, Celia. Goeiemiddag almal. Ek hou graag vir julle voor. My ma se oudste dogter Marita, my sussie, wat hier ook hier voor is saam met my, wat sy vir my ma geskryf het. Ek lees dit graag vir julle. My liewe moedertjie, ma het so daarvan gehou dat ek ma so noem. Dan het ma sommer geweet die verlange is baie groot en soms wou ek hê ma moes vir my of een van my man of kinders of selfs 'n vriendin van my intree met gebed. Dan het ek geweet ma bid nou hardop en praat met ma se vriend Jesus namens ons. Ek het gehoor van menigte vroegoggende. Ek het gehoor en menigte vroegoggende die kere wat ma by my gekuier het, gehoor hoe geselskap ma met Jesus. Dan staan ek en wag met die beker cappuccino by die deurkusyn. Met oë toe en hoor hoe die hartstog en liefde wat ma met Jesus praat. Ma was my inspirasie deur siekte, of as ek die dag bietjie moeg en tam voel en so bietjie lui rondsit, dan sien ek hoe bak ma. Ek hoor die breinholde knik vir truitjies vir die arm kindertjies. Dan sê ek vir myself, Anea, jou ma is ouer en moer as jy en kyk wat doen sy als. Ek het altyd so geniet om saam met ma puzzles te bou en speletjies te speel. Harde werker. Gelowige getroue dienskneg vir en van Jesus. Voorbeeldige moeder en ouma. 10 sê die Bybel vasvra op TV ook so saam met ma geniet. Ons is baie lief vir jou moedertjie en ouma. Geniet die rus. Dis Marita se briefie wat sy vir my gegee het, laat ek dit asseblief vir julle voorhou. My hulde blyk aan my ma. Op 21 September 1941 word Catharina Levina Potgieter gebore. Gaan skool op Nigel en neem deel aan alles wat haar ouers, veral haar moeder, ouma Martha, haar toegelaat het. Van sport, akademie en volksspele tot sy trou Januarie 1960 met Willem Prinsloo. Uit die huwelik word 3 kinders gebore. Marita, my broer Lou en myself, Celia.
Sy is 'n beroepsvrou by verskeie plekke, onder andere Trustbank, waar sy puikwerk gedoen het. Baie trots op 'n skoon auditverslag by die buitelandse afdeling, waar berekeninge nog met die hand gedoen is rondom buitelandse valuta. Wel dan, moeder. 3 jaar skoon auditverslag. Dit wil gedoen word. My herinnering aan my ma. Sy was verseker nie, kom ek troos jou, en jy mag maar huil, mamma nie. As jy val en dit bloei, nie, staan jy op en gaan aan. As dit wel bloei, is daar dettel en watte in die badkamerkassie. Ons het nie ryk groot geword nie, maar het verseker nooit honger gaan slaap of koud gekry nie. Maar het altyd gehekel gebrei met die hand en altyd ons lyfies warm gehou met die mooiste truie en rokkies wat sy self gemaak het. Sy het s'nags tot laat gewerk na haar beroepsuithol geëis het, terwyl sy Springbok radio geluister het. Ekskuus. Ekskuus. Nou so ek nou na Marita se boodskapie toe gespring. Dis my lak in die lewe. Ek het so gebewe. Gaan net my plekkie vind. Springbok radio geluister, daar was ons. Dan, liewe ma, my bikersman. In ons familie was verjaarsdae en Kersfeeste super familietyd. Ten opsigte van almal wat oorkom vir koek en ietsie ter viering van die geleentheid. My moeder het saans na ete en na lang kantoorure letterlik soos vroeër jare se bikersman kan advertensie koek vir skool en terte en soutgoed opgetower, wat dan soggens reg staan vir skool en saans vir kuiermense om aan te smil. My ma was streng. Daai kyk wat jou sommer hoendervleis gee, as sy jou gevat het, was dit nie partytjie tyd nie. Tog kon sy ure lank as pa werk met ons Monopoly en kaart speel en in die kaktus beland, toe ek probeer weghardloop. Met 'n hengel, let wel, nie visvang nie. Het my ma tot my springbokproewe gevorder, en het jy nie durf iets doen op die wal, wat die visse wegjaag nie. My moeder was 'n Christen en het baie getrou, haarself voor God se voete gewerp. Moeder, jy het so gepleit by God, om nie jou sy ewigheid te weier nie. Maar het tog verseker geglo, Jesus daar plekkie vir haar gehou en voorberei. My ma het ongelooflik baie tyd met God spandeer. Net soos Marita vooraf neergepen het, was sy nooit te moeg of te besig om tyd met God te spandeer en sy het soveel keer emosioneel geraak met haar bidtyd en gesprekke met God. Maar ek is so jammer. Ek het soveel pyn gehad. En veral vanaf 31 Oktober tot met afsterwe 10 November. Tog is ek so dankbaar vir God. Sy genade om jou lang siekbed te spaar. Ek weet my moeder het baie by God gesmeek om haar 'n lang en uitgerekte siekbed te spaar. Sy wou nie vir enige iemand 'n las wees nie. Ek is so erg jammer.
omdat sy laaste 10 dae soveel pyn gehad het. Liefste Katrina, ek gaan jou mis. Die voëls in die tuin ook. Wanneer hulle opvlieg is hierdie Uno start. Dit klink, die klik van ma se kierie, wanneer ma kort kom môre sê. Of die troos, daar tussen ons altyd iemand vir ons hondekinders sal wees. Jammer. Dis okay, ma. Rus in vrede. En geniet die hemel. En gooi vir my 'n ster. Tot ons weer ontmoet. Baie dankie, Celia. Kan ek ook net ietsie vertel? Ek kan nie onthou wat was hier by die kerk aan die gang nie, maar Tannie Rina was ook hierso. Ek weet nie of dit 'n begrafnis was of wat dit was nie. En almal is al weg en ek is nog hier in die kerk en sy kom weer in en sy sê vir my, Dominee, my kar se stuurwiel wil nie werk nie. En ek is saam met haar daar uit en ek sien toe die Unoutjie se stuurwiel is, Johan, jy sal sê wakketaan, hy wil nie meer werk. En ek sê vir haar, Tannie, kom ons ry gou Trichardt toe. En ons ry daar na die Indiërs toe by Reistek. Daar hang hy sportstuurwielietjies daar bo so wat die jong manne so like. En ek sê vir haar, dis die vinnigste fix is een van daai. Want ek weet nie wanneer sal Uno of Nissan of wie ook al 'n stuurwiel in die hande kry nie. En sy kies ene daar, maar sportie man. En ons kom terug en ek sit dit vir haar hier op. En van daai dag af, as ek haar na die Unoutjie sien ry met daai sportstuurwielietjie, het ek dit so geniet, né? Dan dink ek, is 'n jong man se stuurwiel, maar sy ry met hom, hoor. Dan vra ek haar so na elke paar maande, is die stuurwiel nog oké? Ja nee, sy geniet hom verskriklik. Ek weet nie of hy nou nog daar op is nie, Celia. Sies tog. Bedankings, Barend, jou geleentheid. Vriende en familie, ek wil graag namens die familie van Marina net die volgende bedankings doen. By Bethel Hospitaal, Dr. Sam en al die personeel, baie dankie vir die goeie diens en hulp wat Marina daar ontvang het. Ermelo Hospitaal, Drs. Mkwena, Kumalo en Okapu en elke personeellid, vanaf die sekuriteitshek tot by die skoonmaakpersoneel. Julle het al ons verwagtinge oortref. Esta en Miriam, julle stil ondersteuning het baie vir ouma beteken. Lorraine Keller was the wind beneath my wings in die moeilike tyd. Jy was regtig deur 'n hoër hand gestuur. Dankie vir jou hulp met die verversings, jou bystand en ondersteuning. Sonder jou sou die pad eensaam gewees het. Rina en Kali, julle bystand en ondersteuning is priceless. Opreg dankbaar daarvoor. Vir elke persoon se oproep, boodskap en besoek ter ondersteuning in hierdie moeilike tyd. Baie dankie. Dit was van onskatbare waarde. Marlene, baie dankie vir jou tyd wat jy op sy gesit het om die begrafnisblaadjie te ontwerp. Die liefde en deernis waarmee jy hierdie skyfie vertoning aan mekaar gesit het, is duidelik sigbaar. Ronel, al is julle ver, voel ons julle liefde en omgee tot hier by ons. Dankie dat jy altyd bereid is om te help sonder dat iemand hoef te vra. Ek weet ook elke bederfie het ouma opreg waardeer.
Lerina, Marina sal vir altyd dankbaar wees vir die pad wat julle tweeetjie saam kon stap. Die moeilike dae wat daar nie goeie nuus was nie, maar ook die dae vol blydskap en vreugde. Dankie vir dit wat jy vir ou Marina beteken het. Daar is nie woorde nie. Dominee Andries, baie dankie vir die mooi boodskap. Tegniese span van die gemeente, baie dankie vir julle diens. Oom Jan Badenhorst, baie dankie vir die reëlings, ook in hierdie verband. Afpop, Ermelo en Secunda, meer spesifiek Chokkie Roots en jou span by Secunda Tak, baie dankie vir al julle reëlings en ook die mooi blomme. Sis Betta en Wyle oom Henny, dankie dat julle altyd daar was vir ou Marina. Tannie Marita, oom Tiens en gesin, baie dankie dat julle ekstra tyd afgestaan het om te help met al die reëlings. Dankie ook vir die rol wat julle gespeel het in ouma en in oupa se lewe. Ma Celia en pa Kiewit, dankie vir al die koördinerings en reëlings wat ma getref het vir hierdie en al die ander vorige geleenthede. Dankie dat ma en pa 20 jaar terug julle huis oopgestel het vir ouma en oupa. Ons familie en kleinkinders is vir ewig dankbaar, soos Ronel sê, vir elke oomblik wat ons saam met ou Marina kon deel. Vir Eben en Maarten sal dit vir ewig ekstra spesiaal bly om in hierdie tyd 'n ouma groot in Secunda in hulle lewe te kon hê. Dankie vir ieder en elk wat vandag hier is. Julle het almal 'n groot rol in ou Marina se lewe gespeel. Die familie is opreg dankbaar. Dankie. Baie dankie Barend. Ons gaan nou na 'n skyfie vertoning kyk. So kom ons sit net so en ons kyk daarna. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in
Ons gaan nou vir Kiwi 'n kans gee, daar sy, om die kersie uit te blaas. En dan gaan daar nou 'n lied speel, Wees stil en weet, ek is die Heer. En terwyl die lied speel, gaan ons opstaan, Lorraine, julle kan daar na agter toe gaan, jy en Melanie, is dit jy Melanie ook, nie? Om die roosfase daar agter te kry. So die van julle wat hierdie kant toe verbygaan, kan hier by Melanie net 'n rosie kry. Die van julle wat daai kant verbygaan, sommer by Lorraine 'n rosie kry. En sit die rosie, daar sulke glasvase daar op die tafels. Sit die rosies in daar. Daar by haar foto en die truitjies wat sy gebrei het ensovoorts. Terwyl ons na hierdie lied luister, Wees stil en weet, ek is die Heer, kan ons dit doen. En dan nooi ons almal uit om saam met ons verversings te geniet, koffie en tee en iets om te eet voordat julle weer die pad terugvat van waar af ook julle kom, en mag die Here vir elke een reisende genade gee terug. Baie dankie, julle is sterk.